'n Daaglikse oordenking saam met my Rinus van Sandwyk van Sion in Parys, dag 115 deur die Nuwe Testament. En vanmôre wil ek met jou praat oor gered van sonde. Oh man, dis so 'n awesome tema. Romeine 4 vers 8. Gelukkig is die mens vir wie die Here die sonde glad nie meer toereken nie. Sodra ons die werk ontvang het wat God verlossend gedoen het, sodat ons geregverdig verklaar kan word, sien hy ons nie meer as sondaars nie. Vir my om dit te sê, sou aanmatigheid wees. Maar omdat Dawid dit gesê het, is dit inspirasie. Dit is vir my interessant dat hy in Dawid se vroeë psalms gepraat het oor hoe regverdig hy was. Hoe daar geen ydelheid in sy lewe was nie. Geen ongeregtigheid op sy hande nie. Maar wat het toe gebeur? Dawid het 'n klein foutjie gemaak, 'n klein probleempie, soos elke man, soos elke vrou. Gevolglik het hy ontdek dat hy nie so regverdig was soos hy voorheen gedink het nie, en sy latere psalms weerspieël hierdie ontdekking. Ons is soms ook so. Ek dink ek het myself so bymekaar gekry, totdat ek 'n paar slaggate vind waarop ek nie gereken het nie. Miskien dink jy het alles agter mekaar, maar vroeër of later sal jy ontdek dat jou vloer ineengestort het. Jy is nie by mekaar nie. Jy is 'n sondaar. En daarom sê Dawid, gelukkig is die man wat nie probeer om sy waarde te bewys of God se seën te verdien nie. Gelukkig is die een wie se sonde vergewe is. Maak nie saak hoe lank jy al met die Here wandel of hoeveel jy van die Here weet nie. Die feit is, die man wat gelukkig is die een wat nie werk nie, maar bloot glo in die goedheid en liefdevolle goedhartigheid van die Vader wat deur die Seun aan die kruis van Golgotha geopenbaar is. Mag ons in hierdie dag net weer God aanbid en dank vir die grootheid en die liefde waarmee hy elkeen van ons kom red het, toe ons verlore was. Die Here seën jou. Amen.